Ai, goeiedag van julle. Ja, dis nou vandag dag 3 van my verhaaltjie van my beroerte. En ek dink vandag se ene gaan julle miskien hier en daar 'n bietjie komies vind. Maar mens moet ook lag in die lewe as jy wil. Maar iemand wel, na ek my beroerte gekry het, vertel ek toe van niemand nie. Behalwe hierdie een vriend van my. Hy het toe nou vir my winkel toe gegaan en vir my hondekos en goeders en wat ek nou nodig gehad het om dit te gaan koop. En daar was 'n baie goeie rede daarvoor en die rede daar was maar dood eenvoudig. Jy weet, ek het nou net hierdie nuwe maatskappy begin, my kantoor reg gekry, alles soos ek julle vertel het. En ek werk met 'n kliëntebasis van wat oor die jare heen deurgekom het. Die maatskappye en goed wat ek mee saamwerk en whatever, met hierdie nuwe maatskappy. Ou kliënte, dis corporate mense, dis mense wat rarig baie groot impak op die hele industrie het. En almal ken maar mekaar, almal en whatever, en dit is hoekom ek toe die ding nou verswyg dat oor my beroerte, want daar is die persepsie dat as jy nou 'n beroerte gehad het, dan is jy was nou 'n goner, wat ek eintlik soort van was. Maar ek wou nie gehad het my kliënte en die mense met wie ek saamwerk moet daarvan weet nie. Gevolglik het nie eers my familie geweet van my beroerte nie, niks, niemand nie, behalwe hierdie een vriend van my. En ja, so het dit nou maar aangegaan. Maar die persepsies wat mense nou het, en wat ek probeer omseil het, dat hulle nou nie hierdie persepsie kry nie, die boomerang toe lekker in my gesig. Anyway, want die kliënte en goed van my weet van die nuwe maatskappy wat ek begin, maar hulle weet nog nie hoe ver my vordering is. So, dat ek kon daarby verbykom. Maar ek verkies toe om van niemand te vertel nie, behalwe vir hierdie vriend van my. Ok, en hy kom toe nou aan en hy help my en alles, en ons kom oor die weg en al die klas van dinge en so aan. En en so op die einde van die dag, soos ek sê, niemand weet toe van dit nie, van die beroerte ding nie. Nou wat ek nie vir julle gesê het, ok, beroerte is ook nou so, party mense sukkel, of party mense kan glad nie praat na 'n beroerte nie. 'n groot gedeelte kan nie praat na 'n beroerte nie. Ek kon praat, maar ek het sleeptong en gestotter en alles. Ek moes regtig gekonsentreer om te praat. En dan, as jy nou praat, dan klink jy soos 'n ou wat 'n paar happe sterk is. En dis hoekom ek sê, julle gaan nou hierdie ding komies vind, want ek en 'n vriend van my het agterna nogal uit 'n beroerte gehad die week net voor my, en toe ek het nou uitvind, hy bly daar in Mosselbaai, of eintlik nie Mosselbaai nie, anyway, daar in die Weskaap iewers. Toe bel ek op, en hy sê, hy het sy beroerte ook die dag gehad, en die volgende môre toe vra sy vrou vir hom, wat het gisteraand met jou aangegaan? Hy sê, nee, hoekom? Sy sê vir hom, jy staan nie op, jy kan nie loop nie, jy loop alles vas, jy kan nie praat nie, niks nie. Sy sê vir hom, was jy gesuip gewees? Hy sê, nee. Toe sê sy vir hom, toe kom sy agter, hier is 'n moerse fout, toe vat sy hom hospitaal toe. Hy is deur al die toetse en al die goed en whatever, en 160.000 rand later, toe sê die dokter vir hom,
ons kan vir jou niks doen nie. As jy reg kom, kom jy reg. Daar is nie medikasie nie, daar is nie behandeling nie, daar is niks. Ons kan vir jou niks doen nie. So, gaan huis toe. That's what it is. En wat die ding gebeur het met my ook, en dis hoekom ek en hy toe agterna lekker gelag het, hoor, want wat er nou gebeur is dat iemand bel my die oggend, was net so na 10 in die môre. En nou kan ek nie lekker praat nie en al die klas van goeders, en toe sê die persoon vir my, nee, jene deur, dis net na 10 in die oggend, jy is klaar gesuip. En toe moet ek nou maar uitkom met die beroerte storie, maar ja, die ding het nog steeds, tot en met vandag, die persepsie staan nog steeds oor die gesuipery en die drankstorie en ek weet nie wat alles nie. Ja, toe het ek sommer op 'n kol toe met al hierdie dinge, want ek het dit opgedrink. Want daarom nou die 10 uur in die oggend, ek saas ek by die huis kom, my whisky vir my ingegooi, maar anyway, die persepsie rondom die drinkery en drank en goeders, whatever, is vandag nog daar, sou het ek toe sommer later gesê, ag, bokker dit, weet jy wat, hou sommer heeltemal op met drink, sodat, dan kan niemand nou kla, of niemand nou, whatever die van mag wees, ag nee, wat dit het ook nie gehelp, ek kom nog steeds nie van die persepsie af, nie, maar, ongelukkig is dit een van die goed, wat jy niks kan aandoen, aan ander mense se persepsies oor jou nie. Net so min soos wat ek nou, vir 'n kliënt kon gesê het, luister, ek het 'n beroerte gehad, daar is met my denkvermoë en die goeders niks fout nie, alhoewel dit was nie so 100% skerp nie, en ek kon nie onthou nie, en al die klas van goed, en dinge en so aan, toe ek sal 'n kliënt net so ver kon geboelsit het, en nie verder nie, maar ja, ook nou met die spraakding en al die klas van goeders, wat ek nou klink, asof ek gesuip is, en al die klas van dinge en so aan, so het ek my heeltemal geweerhou om met kliënte en goed, en iemand my mense wat ek saam mee werk te praat, en al die klas van dinge en so aan. Evenwel, so, ja, dis, jy weet, beklein nie net in jou fisiese, omstandighede, dat jy verlam is, en jy kan nie jou arms hang soos 'n stuk jelly langs jou sy, en jy kan nie loop nie, en al daai goed, en, maar nou moet jy nog beklei teen, of probeer verhoed die persepsie wat ander mense nou van jou gaan hê, om, ek wil sê, amper te omseil op wat ek wil lewer, dat jy kan aangaan met jou lewe, dat jy kan aangaan met jou besigheid, dat jy kan, want ons het toch almal 'n inkomste nodig, en whatever, om van te lewe, en dinge, en so, jy moet huur betaal, jy moet kos koop, jy moet, that's what it is, jy het 'n beroerte gehad, maar, dinge gaan staan nie nou ewe skielik wat geld uitgaan aan betref nie. Nou, ek het op daai stadium gedag daarom 'n bietjie geld gehad wat my kon dra, maar ewe skielik, jy weet, jy 'n klomp onkoste wat jy nie gehad het nie. Jy weet, en as ek nou seker nog 'n vrou of 'n girlfriend of 'n ding gehad het, dan kan ek nou die vir my gehelp het met die goed, maar dank die Vader, ek het toe nou niks van die goed nie, en ek moes maar my eie planne maak, en my eie heil uitwerk en dinge en so aan. Anyway, so het dit stappie vir stappie gegaan, en ek gaan môre vir julle 'n stukkie vertel van wat toe verder met my gebeur het. Julle moet 'n lekker dag hê, kyk mooi na julle self, geniet die Saterdag.